van God, dit behoort aan U vanmôre, my God. Here, ons kan vanmôre weer sê, Happy Father's Day. Here, U het 'n hart van liefde, U het 'n hart van vreugde, U het 'n hart, Here, en U gee dit vir ons verniet. Ag Here, ons wil bid dat U ons sal nader en nader en nader trek, Here, sodat ons meer en meer hierdie gees van God besit kan neem, Here. Vader, ons sê dankie dat hierdie boodskap wat vanmôre sal uitgaan, Here, elkeen se hart sal aanraak en elkeen se gees vanmôre sal aanraak. Here, want hierdie woord wat U vanmôre vir ons gee, alles is vars, alles is net soos wat U dit op vir Moses hulle gegee met die manne, Here. Elke môre was die manne pad, Here. Hulle het geen bekommernis gehad nie. Vanmôre bid ons in die naam van Jesus. Die woord van God is vars. Power and glory belongs to you. Vengeance belongs to the Most High God. Halleluja. Wees julle vanmôre bly, die Here het ons opgetel in die naam van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Amen. Here Vader, dankie ook, Here, vir die woord wat ons gaan bedien. Here, berg my agter die ou ruwe kruis. En Here, praat met ons in geestelike autoriteit. Praat met die hart van die mens. Here, leer ons U weer. Asseblief. Here, onderrig ons. Asseblief. Geef ons raad, Here. Asseblief, Here. En lei U ons. Laat U oor op ons wees. Asseblief, my God. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Sorry, tyd het ons ingehaal. Ek kon nie met die laaste song uitkom nie. Want kwart voor moet ek op die lig wees dat die mense inskakel. Amen. So ja, sorry vir daai. Maar dit was 'n great song. Ons het lekker gehad. Is lekker om die Here te loop en te bid. Lekker net. Amen. Ja, ek sê ook so. Okay, omdat jy sê amen, kom ons gaan luister. Prys die Here, ek is so bly julle sê nee. Man, ons is nog steeds besig om die geesteam werk nie. En dan deel en waar die probleme is en ons is nog steeds besig om te kyk. Verlede week het die Here vir ons gesê die woord is. En dit is so amazing. Is om te weet. Jy weet hierdie week het ek so getuig en selfs gisterand ook. Toe ek nou daar was songs wat ek gespeel het. En toe daar in sekere songs beskryf die liefde van die Here. En ons besef nog nie die werklikheid van God se liefde. Jy weet sy liefde is sy krag. As jy wil hê die Here moet jou genees, kry sy liefde. Want in sy liefde is sy krag. Want hy jou so lief. Hy sal ons opoffer. So deur sy liefde is daar hoop vir ons. Kan jy ook uit? Ek kan ook uit. Okay. Ek het dan nie baie kombers nie. Wie wil kombers? Okay. Wie wil nog kombers? Daar sê. Okay, ek sien ons kry koud. Die Here wys vir ons. Ons is sorg dat ons weer bietjie ons kombers uithaal. Bietjie kyk waar sou. Al ons kan konversies. Prys die Here. Maar kom ons gaan aan waar ons verlede week opgehou het. Verlede week het ek opgehou by Exodus. Kan julle onthou by Exodus? Ja. Die Here is my krag en my sterkte. Maar ons vergeet dit. Want in die kerk onthou ons dit. Wanneer ons met mekaar praat, dan onthou ons dit. Maar dis 'n ander prentjie wat jy alleen is. Heeltemal alleen is. Daar waar jy in jou binnekamer is, by die huis is, daar waar jy besig is om dit nie. Daar waar Logan besig is met jou. Net kennis. Dan vergeet ons dat die Here is ons krag. En dit is wanneer ons moedeloos raak, gedaan raak
En dan besef vir ons, maar ek kan dit nie alles hanteer. Ek kan nie alles deurmaak nie. Dan begin 'n mens sê, ek bid teen 'n baksteen vas. Nee, ons bid teen 'n platform vas. Wil jy hoop hy volg? Want ek vir jou, wil jy inspirerend wees? Okay, kom ek vertel vir jou. Dit is goed dat jy teen 'n baksteen vasbid. Dit is goed dat jy teen 'n dak vasbid. Hoekom? Want wanneer jy nie meer kan nie en jy's vas, dan begin 'n nuwe chapter. Dan kan God begin beweeg. Amen. Want terwyl jy interfereer, kan God nie beweeg nie. So jy het nodig om in die doodloopstraat vas te loop. Want dit is 'n nuwe begin. Die begin wanneer jy vas is. Wanneer daar nie meer hoop is nie, wanneer jy gedaan is, wanneer jy moeg is, jy plat is. Wanneer jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Dan sê die Here vir my, dan vir ons, staan net bietjie eenkant aan ek aan. Amen. Wanneer die vyand dink dat jou teen die see, en jy sê, Here, hulle gaan my doodmaak, dan sê die Here, kyk ek maak pad. Wanneer jy hopeloos in jou mismoedigheid is, dan sê die Here, kyk wat doen ek nou. Nou pas jy. En wat gebeur nou? 'n hele nuwe chapter begin. Amen. 'n hele nuwe chapter begin. Net omdat jy in 'n doodloopstraat gekom het. Plaas dat jy lankal in die doodloopstraat geloop het, wat loop jy eers Checkers toe en Pick n Pay toe. En ja, toe gaan kyk jy nog eers wat se vlieg daar op die lughawe. Jy het nou nie genoeg gesê toe gaan loop jy nog in die strate op rond. In plaas daarvan om net by die doodloopstraat in te kom. In plaas daarvan om net in die doodloopstraat in te kom. Hoekom? Want dit is dan wat die mighty hand van die Here jou kan. Wanneer jy vas is. Hoe vas is? So vas is dat jy trane uitbars en sê, wat nou Here, ek kan nie. Dan sê die Here, ek kan. Ek kan. Kom ons kyk wat sê die Here dan vir jou. Kom ons kyk gou-gou wat sê Psalm 18. Psalm 18 vir jou. Psalm 18 vers en nou weer. Okay. Vers 33. Nou nie gaan vers soek nie. 18 is net voor 19. Okay. God is die wat my krag omgord en my weg volmaak maak. So wat nou? Nou is jy in die doodloopstraat. Nou is jy in die oomblik van mismoedigheid, in die oomblik van hopeloosheid. Wat sê die woord vir jou? Hy is my krag. Hy is die een wat my gaan deursien. Jy moes lankal op hierdie punt gekom het wat jy sê, Here, ek kan nie. Here, ek kan nie meer. Here, die lewe is te moeilik. Jy moes lankal daar uitgekom het. Maar vir 37 jaar het ek daar rondgeswerf. Nooit daar uitgekom nie. Pastoor, mag ek u iets vra? Pastoor, het seker by die doodloopstrate gekom en toe die Here elke keer gesê, skryf ek weg, ek maak die pad toe. Okay. ek wou daar baie uitgekom het, maar kan jy net nou voor. Dis ook gewoon verkeerd. Mense, maar nou face ons hierdie probleme. Ons kyk die aanslag, ons sien dit, ons raak mismoedig, ons raak gedaan.
Ons bel vir Kosie, Pietie en Janie en dan vertel ons, luister hierso, ek is in 'n doodloopstraat. Miguel, wie worry of jy in 'n doodloopstraat is? Nou kom bel jy. Nee, maar wat ek meen is, ons vertel vir almal. Mense stel nie belang of jy in 'n doodloopstraat is. Hulle stel nie belang in jou probleme. Dit is werklikheid. Dis wat in my lewe gebeur. Dis gewoon Miguel gebruik het. Nou, maar dit is 'n ander storie. As hulle weet, jy was daar, en hulle sien hoe jy uitgekom, nou raak hulle nuuskierig. Nou wil hulle by Miguel weer toe hoor hierso wat jy gedoen. Hoorie, waar het jy hulp gekry? Hoorie, so hoe het jy dit reg gekry? Nou wil hulle weet, want hulle weet hoe vas was jy, hulle weet hoe benoud was jy, hulle weet hoe jy gehuil, hulle weet hoe, maar, hulle wil nie saam met jou daar staan. Dus ek kom daar so in die Afrikaanse woorde sê, as jy huil, dan huil jy alleen. As jy lag, hulle lag almal saam. En dit is 'n werklikheid. Toe jy in trane was, daai doodloopstraat was daar nou by. Maar toe die Here help, maar hulle weet nie die Here het jou gehelp nie. Nou is hulle bly, maar nou wil hulle weet hoe. Nou soek hulle die resep by jou. Maar hulle wil nie gaan na die resepteboek toe om dit te volg nie. Wat gaan hulle nou doen? Hulle gaan Miguel gebruik om die resep te gaan bid. Want hulle soek 'n shortcut. En mense, ons val elke dag, omdat ons kort paaie vind. Ons dink dit is 'n goeie ding, om daai kort pad. En ek kan nie, nou na Miguel toe gaan en sê, hoorie, bid jy nou vir my en ek doen nou niks. Ek glo dit. Die Here hoor haar, die Here gaan haar seën. Maar dit gaan nie weerkom na my toe nie. En dan kry ons daai noks, soos ek gister daai oproep gekry het. Dan kry ek daai noks wat sê, ek het geval, ek kan nie meer. Dan sê ek, wanneer laas was jy in die kerk? Onmiddellik stil by 3 jaar terug. Dan besef 'n mens, maar hoe kan jy op God wil vertrou, maar jy wil hom nie dien? Jy wil vir God vra, Here help, maar die woord kom nie in aksie. God se woord het krag. Amen. Daai skrif in Psalm 18 sê, hy omgord my, hy maak my vas met krag. Miguel, as jy krag het, en jy het dit vasgemaak, en jy loop, en môre begin jy met jou besigheid, jy begin, en dit is koud soos vandag. Jy kan nie nou gaan staan en sê, hoor, dit is koud en ek gaan, jy kan nie nou begin worry. Of dit nou koud is of warm is, jy moet rely op God, om deur te kom vir jou. En jy kan nie op 'n hoop gaan sit, as jy op 'n hoop gaan sit, gaan sy nie geld gaan maak. Ek gebruik haar, want sy doen besigheid. So, dan kry sy nie geld in. As sy nie geld in kry nie, kan Logan nie brood eet. Amen. En Logan nie brood kry nie, is al moeilik. Glo by my, en hy wil nie die kos sê. Nee, Miguel. Maar, ons raak hartseer, en dit raak my hart, wanneer ons voor God staan. En ek besef, ons val. En ek besef, ons hou nie vas aan die woord. Daar is soveel krag in God se woord, soveel. Dit is bo jou verwagting, bo my verwagting. Wat jy kan dink, wat jy kan vra, dis ver bo kan. Hoekom? God se krag is so amazing. Sy krag val selfs in sy skaduwee. Toe sy skaduwee op Moses val,
toe kan die volk nie Moses eers aanskou nie. Hulle moes wil oor Moses. Net sy skade. Wat nou van sy almag? Wat nou van sy grootheid? Wat nou van? En die volk het gesê, ons kan nie vir jou kyk nie. Die Bybel sê, Moses se gesig was so helder gewees, hulle kon dit nie aanskou nie. En dit was die skade, dit is die krag van God. En God het nog nooit verander nie. Hy is nog steeds daai selfde God. Hy is nog steeds die God met daai selfde krag. Wat het verander? A call inside. Never go through. Die oproep binne het nooit deurgegaan. Die hendel is opgetel van die foon af. Die gehoorstuk is opgetel. Maar die nommer is nooit gedaal nie. En wat gebeur nou? Nou kom ek by Freddy. Sê vir hom, trek swaar. Sy vraag aan my is, gaan jy gewin? Nou gaan ek vir hom sê, ja. Om my gewete te stryk. En op die einde van die dag het ek nooit deurgeweld. Nooit deurgeweld. En dit is wanneer ons val. Dit is wanneer ons moedeloos raak. Dit is wanneer ons gedaan is. Dit is wanneer ons sê, ons bid in bakstene vas. Hoekom? Want there's no way out. En die werklikheid is, jy gaan daar bly. Ek was daar gewees. Totdat jy realize dat God vir jou is. Amen. Totdat die Here vir jou is. Want hy sê, hy het jou met krag omgooi, totdat jy begin glo dat hy is. Kyk nou gou na die volgende vers. Jesaja. Ek hou van die song, Jesaja 40 vers 31. Maar ons gaan eers 41 doen. Nee, Jesaja nie Jeremiah. Hierdie boek blaai al van self. Jesaja. Wat sê vers 10? 41:10. Nou sê die Here vir jou, wees nie bevrees nie. Maar wat doen ons? Omdat ons mense is, ons sien niks nie. Yskas is leeg. Bankrekening is leeg. Petrol is klaar in die kar. Ons sien dit. Wat gebeur nou? Gaan ons bang raak. Die Bybel sê, moenie vrees nie. Wat doen ons nou? Ons begin vrees. Wat gebeur as jy vrees? Ok, daar is hy. Daar is hy. Daar sê dit nou gesê. God kan dit nou. Hoekom nie? Want dit is 'n switch wat jy afsit en vir die duiwel sê kom in. Vrees begin inkom. Het jy gesien as jy begin vrees? Ja, Yskas is leeg. Langer gaan vra vir brood. Ek kan nie plan maak nie. Jy gesien hoe kry jy daai kop seer? Ja. Een na die ander. Op die einde het jy migraine. Op die einde dan sê jy, ek moet gaan lê. So ek is nie al een wat al op die bed gaan lê. So julle het ook al laai hier gaan loop. Ja. Dit was onnodig. Wat sê die skrif? Hy gee die eerste sin vir jou. Moenie vrees. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Niemand. Kom ons lees die volgende vers. Kom ons gaan nou met die selfde vers, ekskuus. Luister wat sê hy. Want ek is met jou. Nou hoe staan ons dan? Ons loop in 'n doodloos. Kan jy nou sien nou al Moses al by die see gekom het? Die volk sê, jy ons hier die land te gebring sodat die Egiptenare ons gaan doodmaak. Jy ons gebring om te swem tot in die land van die wat oor op melk en honing. Moet ons nou so toe swem, dis hoe die volk te kere gegaan het.
Wat sê die Here? Moenie vrees. Wat sê? Ek is met jou. Dit is my so mooi daai woorde. Ek is met jou. En weet jy hoe vinniger ons besef, wanneer ons in hierdie posisie is, waar jy daar vas is, niks hoop het, niks. Jy is so vas, en jy kan net stil raak, en net besef, die woord sê, ek is met jou. Amen. Wat dink jy wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur as jy jou gedagtes gaan stil maak? Wat gaan gebeur as jy jou hart stil maak? Here gaan my gaan werk. A new chapter is being written. 'n nuwe hoofstuk gaan begin. En wie is die hoofkarakter? Jesus. Halleluja! Prys die Here vir daai hoofstuk. Amen. Prys die Here vir daai hoofstuk. Amen. Want net die Here kry die eer, want niemand kan jou help by daai gemors nie. Ek noem dit gemors in daai posisie waar jy in is. Niemand kan weer deurkom behalwe van die leerskare. Amen. Hier wat sê, ek is met jou. Amen. Ek is Yes. vir jou. Ek is saam met jou. Ek is jou geneesheer, ek is jou voorsiener, ek is die Here jou God. Ek is en sal altyd wees. Yes. Ek wat was, is weer. Amen. Halleluja! Prys die Here. Ja. Amen. Dit is so amazing as ons dit net kan begin besef. Weet jy, dinge gaan net veel makliker wees. Die woord gaan verder. Hy sê kyk nie angstig rond nie. Want ek is jou God. Amen. Ek is jou God. Mense, as ons dit kan besef, hier waar jy vasgekeer is, hier waar niemand kan deurkom nie. En jy besef, ek is jou God, is met jou. Babietjie, kleintjie, kom. Dit is kleintjie wat daar skiet kyk. Kom net. Kom net. Dan besef ons, net God alleen kan al die eer kry. Yes. Want hy sê jaloers op. Hy deel sy share, sy glory met nobody. Ja. Wanneer hy jou help, en niemand wil jou gehelp het, en almal het hulle rug op jou gesit, kan hy die eer kry. Yes. Amen. Maar jy moes eers daar kom. Ja. Maar, dit is nie altyd lekker om nog te sê. Ons praat nie van die nagte waar dit so gaan. Wanneer daai hart so is en hy so gebreek. En jy breek voor die Here nie. Niemand weet hoe voel dit, behalwe jy. Maar, wanneer die Here antwoord, dan sê die Bybel, die Engelse Bybel sê, jou moan nie, dit wat jy oor gehuil het, verander. Oh, en joy, en blydskap. Yes. Dit verander in blydskap. En net God kan dit doen. Toe jy daar was, en niemand wou belangstel of weet van jou nie. Maar wanneer die Here jou gaan optel, dan wil hulle weet hoe. Maar hulle wil nie al die bestanddele hê nie. Ja. Hulle wil net die room van die koek kom afsteel. Ek noem dit afsteel. Want hulle sê bereid om saam met jou te meng nie. Hulle sê bereid om die resep saam met jou te deel. Maar hulle wil saam
Ons is bly vir jou. Oeh, kykie, jy's smart man. Dis lekker om by jou te wees. Wat gaan vir ons koppie koffie man, ons gesels ons verder. Dis hulle wat die room van die koek kom afsteel. Ja. Maar is nie hulle wat die eer aan God wil gee nie. Yes. Dis nie hulle wat die eer aan God wil gee nie. Amen. Dis kom ek sê, hulle steel die room van die koek af. Hulle dink ons is stupid. Ken ons wat die Here sê stupid, nie ons het hier gesê. Hulle weet dit net nie. En ons weet wie ons mixer is. Yes. Halleluja. Prys die Here. Daai disconnection wat hulle het, ons het hom. Dus hoekom hulle op hulle fone sien disconnect. Ons lewe sê connected. Prys die Here. Halleluja. En dan sê ons lewe nog ankapok. Anket. Ja. So dat kom nie uit nie. Dis vir ewige vir altyd. Ja, meneer, en dis vir dit ook. En is nog vir die ook. Ja. Maar het jou prys gekos om deur die kruis by die bloedtyd te kom. Ja. Sodat jy gewas kan wees. Amen. Het jou gekos om Jesus te aanvaar Yes. as jou redder en saligmaker. Yes. Dat jou kos om hom te vertrou. Wie alleen heers, alleen regeer, wie alleen beheer is. Dat jou gekos om 'n pad te stap. Dis hoekom hy die meester is. Yes. Dis hoekom hy die meester is. Halleluja, prys die Here mense. O! Ai. Dan sê die Here, luister nou. Ek versterk jou. Here, ek het nie krag nie. Die Here het nie gevra of jy krag het nie. Hy sê hy versterk jou. Dis tyd dat jy moeg raak. Amen. So ek sê dit met groot respek. Dis tyd dat jy moeg raak. Dis tyd dat jy besef jy het nie krag nie. Ja. Dat jy by die Here kan sê my battery is nou flat. Amen. There's no more life in me. Sy battery flat is jou foon se battery flat is hy flat, hy werk nie meer nie. As WhatsApp, jy kan nie eens al kom. Mense, dis tyd dat ons sien, ons moet pap raak. Ons moet nie kan connect nie. Sodat ons, wanneer God ons connect, ons gecharge word. Jy kan nie gecharge word op jou eie nie. Ja. Jy moet gecharge word in die Gees van God. Amen. Hoekom? Want Skrif sê vir jou, net ek en Jesus het die toegang, luister wat ek vir jou sê, het die toegang deur een Gees na die Vader. Amen. Skrif sê, dis hoekom Jesus sê, ek is die weg. Ek is die waarheid Die lig. en ek is die lewe. En ek is, ek het bygesit die lig, dis vir my sê die lig. Ja. Want hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. Dit is tyd dat die donkerte in jou lewe moet begin besef, jy het lig. Yes. Eskom se krag gaan on en af, want dit is unreliable. Ja, too much. Maar God se lig gaan nooit uit nie. Hy disconnect nooit. Daar's lewe in sy lig. En die lewe is in my. And that light must shine. That light must shine. That little light of mine. Prys die Here, jy kom daar in die kerk ek sien. Dis ons gaan verder. Okay, nou sê die woord hierso, ek versterk jou. Luister wat sê die, luister na hierdie woorde. Ook help. Wat sê hy? Ook? Help. Ja, ook help.
Ook help ek jou. Maar kyk wat sê verder. Miguel, kyk net verder. Ook ondersteun ek jou. Yes. Met 'n reddende regterhand. Yes. Amen. Okay, kom ons gaan nou terug. Hier waar jy in 'n doodloopstraat is. Hier waar jy hopeloos is. Hier waar Moses hulle teen die see vasgedruk is. Die woord van die Here het gesê, toe hy met Moses gepraat het, ek sal hierdie volk uitlei met 'n regterhand. Met 'n uitgestrekte hand om hulle te lei. Nou hier staan jy. Hopeloos, magteloos, dinge werk nie uit nie. Jou lewe is 'n gemors. Nou sê God vir jou, met sy regterhand, sal hy jou help. Ek is jou helper. Hy het nie gesê WhatsApp nie, hy het nie gesê stuur SMS'e nie, hy het niks gesê nie, hy het nie gevra hoeveel geld en wat het jy, of hoe lyk jy, of wat ook al nie. Hy het gesê, ek is met jou. Amen. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook help ek jou. Luister wat sê daai skrif. Ook help ek jou. Wow. En ook ek ondersteun ek jou met 'n reddende regterhand. Miguel, weet jy wat beteken hy woorde? Maak God toe jou oor. As God jou besigheid vir jou sal help, nee. En hy vat hy besigheid met daai regterhand van hom, daai uitgestrekte hand. Dink jy hierdie koue maak saak? Dink jy daai leë yskas kan nie vol word nie? Dink jy daai leë bankrekening, daar kan nie geld in kom. Maar die ding is, bied God beperk. Jou denke. Jou denke het God beperk. Jou denke het God beperk. Kom ons teken 'n prentjie vir jou anderste. Die Here sê laat daar lig wees. En hy lig was daar. Tot vandag toe nog. As jy maar nie glo nie, gaan kyk of dit lig is. Tot vandag toe is dit nog steeds lig. Amen. Hy het nog nie een keer gevou. Amen. Dis die Here. Amen. Hy het nog nie een keer gevou. Behalwe een middag. 3 uur. Toe hy verdwyn. Gaan lees dit in die Bybel. Het duister geword. Het donker geword. Ja. Het het donker geword. Toe Jesus gesterf het aan die kruis. Ja. Dis waar. Dis al wat ek weet wanneer die son weggeraak het, regtig. Dat het donker geword het 3 uur in die middag. Was op daardie dag. Geen ander dag nie. Is dit nie awesome om te dink, daai selfde God wat daardie mighty regterhand het. En weet jy wat? Ek en jy beperk God. Hoekom? Ek gaan nou weer jou gebruik in jou besigheid, net om demonstreer. Ek spreek dit nie oor jou nie, ek bly die bloed van Jesus. Want as sy nou gaan sit en sy begin nou vandag worry oor haar besigheid, as sy hoor nog steeds word. En wat gaan gebeur? Sy gaan niks gaan uitwerk. Korrek. Jou goed gaan net flop uit. Hoekom? Want jou worries is in jou goed. Ja. Okay? Op die einde is dit nie net daai flop nie. Sy gaan 'n fight hê met die kinders. En daar gaan ouma kom en doodgee. En dan nie laat ek sê dit hier, daar gaan ma dogter vas. Onnodig. Wat gebeur? Dit is ongeluk. Kyk, ek spreek dit nie oor jou. Ek wys dit net. Die ma het dit probeer om te sê, luister, dit is jou kind. Maar omdat sy die deur oopgemaak het, het vrees gekom. Wat nou? Met ons die woord
kragteloos gemaak. En 'n kwessie van 'n split second. Dit vat nie baie tyd om jou daar te kry. Glo vir my. Maar dit vat jou 'n hele dag om op te staan. En elke keer wat jy wil opstaan, herinner ek ou jou, ek is nog steeds hier. Ja. Elke keer wat jy nou sê, nou gaan ek. Jy maak jy hier op daar waai die wind. Dan kry jy kyk, dan maak jy die deur. Ek gebruik nou die wind. Want haar posisie is nou in daai posisie, sy werk vir haarself. En sy verkoop. So, ek verstaan nie verkoopwerk. Maar ek verstaan ook, as sy gaan benoud raak. Ja. En dis hoekom ek haar kan gebruik. Maak nie saak wat 'n situasie jy is. As jy die hele dag gaan vasgekeer wees hierso met jou, nou sê probleme en jou omstandighede, gaan jy net hier bly. Ja. Jy gaan nêrens anderste hulp kry nie. Om 'n rede dit jou negatief gemaak het, alles gaan om jou negatief Ja. wees. In plaas daarvan, Here, draai terug na U. Die dag is donker, die wind baai, but I know a man can calm the sea. Ek ken 'n man wat die see kan kalm. Yes. Ek ken 'n man wat selfs die wind luister na. Ek ken 'n man wat my naam ken, toe hy die kruis gedra het op Golgotha. Yes. Yes. Ek ken 'n man Yes. wat vir my kan en wil en sal weer help. Ek ken 'n man wat my sal help om op te staan, Ja. my die geloof te gee om te sê, Here, ek vertrou U. Amen. Here, al is dit donker, laat U eers tree gee. Al is dit moeilik, laat U eers tree gee. Al lei dinge al Here, al waai die bome hoe, gaan jy my oë op die bome hou. Hoekom? Maar Petrus het sy oë op die golwe gehou. Wat het gebeur? So julle het ook daarin gelees. Hy het gesink, broer. Hy wou gaan kyk het of daar haie daaronder is. Maar toe hy besef daar's haie, toe sê hy, Here, red my. Oh. En die Bybel sê onmiddellik het die Here sy hand uitgestryk en hom opgetel. Jy hoef nie jou oë op die dinge van die lewe te hou. Moenie kyk hoe sleg dit gaan. Moenie kyk hoe die omstandighede is. Moenie kyk wat die Here vir iemand anders sou doen. Want hoekom? Dit wat hy gedoen het vir Moses, sal hy doen vir my. Dit wat hy gedoen het vir Abraham, sal hy doen vir my. Wat is die verskil? Net nie nog. Net nie nog. Wat is die verskil tussen my en jou? Net nie nog. As die Here sê hy gaan met jou wees, gaan hy met jou wees. Ek kan maar hier staan, ek kan op hierdie stoel spring, ek kan hom ons op boot draai, ek kan hom skop, hy gaan ons, die Here gaan nog steeds saam met jou. Ek gaan net seën. Amen. Maar dit is hoe God is. God is vir jou. Kom ons stel ons geloof op. Kom ons glo in die Here. Kom ons staan op. Kom ons vertel vir daardie omstandighede. You knock me, but you didn't need my God. Amen. I refuse. Ek sê dit baie keer vir die Here. I refuse. Ek weier om te aanvaar dat dit so gaan. Amen. Ek weier om te aanvaar dat U nie kan deurkom nie. Hoekom? Want die woord is krag. Ja. Hy sê dan hy's met my. Yes. Ja. Ek weier om te aanvaar dat my God brouk is. Amen. Ek weier om te aanvaar dat my God nie 'n regterhand het wat kan uitstrek en my kan dra nie. Ek weier. Ek gee nie om hoe dit gaan nie. Amen. Ek gee nie om hoe slaan die golwe nie. Ek gee nie om hoe baie die wind nie. Want ek is nie daarop gefokus nie.
Ek is op my God gefokus. Amen. Wat my plan is. Prys die Here. Al wie amper 2 jaar praktyk. Ja, pastoor. Jo, tyd al om so maklik en ek is nog eers, ek is nog nie klaar met daai nie, ek het nog eers gekom waar ek moes kom het. Want die Here wil hê ek moet julle inspireer, ek weet nie vir wie moet ek inspireer nie, maar die Here wil hê jy moet opstaan. Amen. Daar's 'n song wat ons sing, nie deur eie krag, maar deur my Gees, deur my gees. Deur my gees. Dit wat hy gespreek het. Wat hy gespreek. Kom ek herinner jou gou van John 6:63. John is Johannes nou vir die Engelse mense. En vir die Afrikaanse mense hoofstuk 6 vers 63. Vir die Engelse mense hoofstuk 6 vers 63. Amen. Amen. Prys die Here, daar is ons ook nou saam. OK. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Dan sê die woord. Die woord wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Wat doen jy? Kyk nou weer. Jou gedagtes, jy's pas, jy spreek dood. Jou omstandighede. Die Here sê hy spreek lewe. So wat moet jy nou doen? Here, ek kies lewe. Ek kies om te lewe. lewe. Ek kies om in die lewe van u woord te wees. Hoekom? Ons dan krag van God se woord is in die woord is vir jou. Waar hy sê ek is met jou. Dan kan jy doen wat jy wil. Die Here is nog steeds met jou. Sy kan 10 keer om die blok loop. Die Here is nog steeds met jou. Ja. Sy kan op en af in die trappe loop. Die Here is nog steeds met jou. Nee, dit is maar net wat ek weet, vir jou wys. Dit maak nie saak nie. Al wat jy moet doen is net te sê, Here, die woorde wat jy gespreek het is gees en dit is lewendig. So. As u sê u is met my, hy is kan 10 keer leeg wees. I don't care. Daai bankrekening kan 10 keer leeg. Hy kan tot in die rooi gaan, maar hy kan nie verder gaan sê hy nie. Maar ek gaan nie benoud word nie. Amen. Want ek kies lewe. U het vir my 'n lewe kon gee in oorvloed. U het vir my gesê, u sal met my wees. Ek is met jou. U het my beloof. U het vir my gesê, u is my sterkte, my krag. Here, hoekom moet ek dit deurgaan? Dis nie my probleem nie. My probleem maak ek nou nie probleem. Ek is gelukkig. Ek gee dit oor aan die Here. Soos Louisa altyd sê, over to you, Lord. Amen. Dis soos 'n manie tennis speel. Sy gebruik altyd die tennisspan. Die kanse speler moet die bal vat en hom oorslop. Over to you. Here, en die bal bly nog. Hy kom nie terug nie. Ek wil hom nie hê nie. Mense, kom aan, tel op jou geloof, man. God sê hy's met jou. Hy sê sterk, hy is jou krag. Hy sê hy omgord jou met dit. Hy het jou lief. Hy het jou lief. Jy is syne. Begin besef, I'm the apple. Weet jy hoe loop ons? Ons sê in die kerk, ek is die appel van God se oog. Môre, ek is die skroplat van die huis. Ek is die swart skaap in die familie. Ek kan julle woorde. Sondag sê jy is die apple of God's eyes. Die Here sê jy sy bruid. Hy sê soos 'n man bly is oor sy bruid, so bly sy bruid. Ja. Jesaja sê dit vir jou uitdruklik, in Jesaja 62. Hy sê hy is bly oor jou. Prediker sê, Here dra my soos 'n ring om die arm, soos 'n seelring. Dink net as 'n seelring om God se arm is.
En dit is jy. Wow. Wow. Ja, dan kan ek mos nou sê, Lord, I'm the apple of your eye. So wat as dit swaar gaan? Here is nie my probleem, die woord sê, ek moet nie worry nie. U gaan vir my sorg. Amen. Here, u gaan, want u naam is, die God wat my raak sien. Ja. Elroy. Amen. U naam is Jehovah Jireh. Die God wat voorsien. Die naam is Jehovah Shammah. Die laaste 3 woorde van Jesegiel. Laaste 4. Ek wat daar is. Staan daar geskryf, kyk in die Jesegiel 49 vers, die laaste 3 woorde. Hy het gesê, ek is die God wat daar is. Amen. En sy sê, hy is daar. Sy daar. Hy is die God wat daar is. Daar is in jou omstandighede. Daar is in jou huis. Daar is in jou probleem. Daar is wanneer jy hom aanroep. Daar is wanneer jy hom nodig het. Daar is wanneer jy wil hê hy moet jou dra. Daar is wanneer jy wil hê hy moet jou aanraak. Daar is vir jou. Dink net, as God sê, hy is daar vir my. Whatever ek doen, God is daar met my. Of ek nou bolskop, of ek nou daar met die kinders is, of nie so is, of ek om loof en prys, God is daar. En as ek die probleem het, dan is God nog steeds hier. Want hy het gesê, hy is daar. En as jy in die doodloop straat kom, what a blessing, man. God is met jou daar, man. Want hy het jou beloof, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. He will be with you till the end. Tot die einde toe. Dit is tyd dat jou omstandighede weet. Net goedheid en guns kan jy volg in al jou. So, dit is tyd dat ons nou gaan klaar. Ons moet lewe spreek. Ons moet hoop vind in die Here. Ons moet die krag van God se woord begin raak sien. Wat hy vir ons het. Mense, die woord is baie kragtig. Ek beleef dit, ek sien dit. Maar nou moet ek ook vir jou sê, dit moet manifesteer in jou lewe. Ek het hierdie week ook gesê, op een van my uitsendings het ek gesê, wanneer jy ene kus lê, jy almal weet wat 'n kus. Koffin, man. Die julle wat soos 'n roeiboot lyk, want as jy jou water sit dan dryf. Okay. Wie gaan wat nou? Okay. Moet net nie vol gate steek hoor. Mense, wanneer jy hier in 'n kus lê, almal weet nie kom uit daai yskas uit. Almal van ons weet die lyk sy is 'n yskas. As jy uitkom, as jy ijskoud, jy's gevries. Kan jy praat? Ja. Maar jou lewe moet kan getuig. Yes. Jou lewe moet kan getuig. Jy kan nie praat nie. Jy kan nie sê, kom ons lig ons hande op. Jy kan nie sê, ja, ek het die lief. Jou lewe moet jy kan praat. Jou lewe moet van jou kan praat. Jou lewe moet kan sê, wow, what a wonder. Jou lewe moet vir jou kan sê, die koningsdogter, die koningskind, die deur is geopen. Die paleis se deur is geopen. Die hemelspoorte is geopen. Daar is 'n verwelkomskomitee wat daar gaan haal het. Want die Here gee sy angels opdrag. Hulle gaan jou kom haal. En hulle gaan jou bring tot voor sy troon. Wow. Vanoggend toe ek gebid het, toe stryk daar iets my en ek sê, Here, moet nooit hierdie woorde oor my uitspreek. Dis 'n slegte dienswerk. Gaan weg.
ken jou nie. Gaan weg. Here moet dit nie uitspreek. Sê Here vir my Here, my getroue diensknegt, kom nader. Kom hier my kind, kom laat ek jou vashou. As hy so sê, dink jy ek gaan, dan voordat die Here dit sê, gaan ek sê, pa, hy is ek. Want ek sal by heel eerste op. Kyk hier, jy is by jou. As jy my nou keer nie, dan kan ek O, loop die Here, my siel, en alles wat in my is. Here, Dawid het ook so gebid. Hy het altyd so gebid. Hy wil U dien met sy hele hart en sy hele siel. Dankie Here, met wie kan ons U vergelyk vanmôre, my God? Daar is net niemand nie, my God. Daar is niemand nie. Ons kan U nie vergelyk met enig iemand nie, Here. Ons kan net vanmôre sê, dankie Here, dat U ons hierdie stryd beveg sodat ons kan opstaan om U te dien in waarheid en in gees. Want in hierdie tyd, Here, is die lewe so hard, maar my God, met U aan ons kant, kan ons uitroep soos Dawid wat sê, met my God op 'n kapente storm. In hierdie lewe gaan ons uitroep en sê, dankie Here. U is my God. Amen. U is al wat ons het. U is die enigste. U is ook die laaste. U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Mag hierdie diens wat vanmôre uitgegaan het, elkeen se hart gevul het in die naam van Jesus. Verre en heinde in Jesus naam. Amen. En amen. Was dit inspirerend? Ja, pastoor. Sê net vir die Here dankie. Dit is die Here wat die woord. Dankie Here. En mense, julle wat ook ingeskakel was, dankie dat julle saam geluister het. Dis die einde van ons diens tot vanaand toe waar ons kom saam met, waar ons weer die Here geloof en prys. Maar kom net saam. Tot vanaand toe, wees geseën, wees gegroet en shalom julle.